ook vra dat jy die skrifte sal oopmaak by Deuteronomium 32. Deuteronomium 32, vers 35. Jy moet maar die hoofstuk loop lees, en ek wil dit nou nie buite konteks aanhaal nie, maar ek wil net vir u wys. Ons praat vanaand oor ons Vader, en die tema vanaand is, en lei ons nie in versoeking nie. En daar is belangrik dat ons net so 'n bietjie loop kyk wat sê Deuteronomium 32, oor die Elohim se optrede, sy beslisheid ten opsigte van die uitvoering van sy woord en so meer. My kom die wraak toe en die vergelding op die tyd as hulle voet sal wankel. Mooi luister. Want die dag van hulle ondergang is naby, en wat oor hulle beskik is, kom gou. Ek weet dit het te make met die volk se sondes en dies meer sy, maar hoor nou mooi wat hier gesê word. Hy sê, my kom die wraak toe, en die vergelding. Hy sê, is myne. Op die tyd as hulle voet sal wankel. Met ander woorde, wat hier vir ons baie duidelik na vore gebring word, is dat Vader sê, die wraak is syne, die vergelding is syne. Wanneer? Op die tyd as hulle voete wankel. So hier is iets wat ons vir mekaar dan moet sê. Laat Vader jou voet wankel, of doen jy dit self? En nou kan ons mooi gaan kyk, wat sê sy majesteit oor hierdie aangeleentheid. Ek wil net vanaand vir u mooi wys, hoe kosbaar is hierdie gedeelte van, en lei ons nie in die versoeking. Ons gaan ons so 'n bietjie wyd vat, en net vir u wys, dat Vader maak geen geheim van sy bedoeling nie. Daar's 'n Griekse woordjie wat jy foneties soek en uitspreek, peirazo of pirazzo. En dis die woordjie wat gebruik word in die plek van versoeking. Maar hierdie woordjie beteken nie versoeking nie. Hierdie woordjie beteken toets. En nou begin hy 'n splinternuwe betekenis kry. Lei ons nie in die versoeking nie. Dit sou meer korrek gewees het om te sê, toets my nie bo my vermoë nie. Toets my nie bo my vermoë nie. Maar selfs dit is ook nie korrek nie, want Vader het ons vermoëns self bepaal. Hy het dit self geweef en aan ons toegesê. Dit beteken dat dit anders moet wees. Dit gaan oor die behoefte. Toets my nie bo my vermoë nie, of lei ons dan nie in versoeking nie. Gaan oor 'n behoefte. Nou hierdie toetsery, wat ons hiervan praat, gaan daaroor, hoor mooi. As jy ten volle bewus is van jou skuld, van jou voet wat gewankel het, en Vader sê die wraak kom my toe, en die vergelding is myne, op die tyd, as jou voet wankel,
dan sê hy beslis vir ons deur Deuteronomium 32 dat hy lei ons nie in versoeking uit, vir ons die riglyne gegee het, vir ons die vermoëns gegee, hy vir ons hierdie innerlike soewereine autoriteit gegee, ons is persone met 'n soewereine keuse, ons kan 'n soewereine keuse uitoefen. En dit beteken dat hy sal, omdat jy so kosbaar geskape is, en omdat hy volke in jou plek gee, en mense in jou plek, is daar 'n hoë premie op jou getrouheid. Met ander woorde, wanneer jy dan nou jou voet laat wankel, moet jy dan weet op daardie oomblik, en dat Vader, dis sy wraak, en die vergelding kom om toe. Hy gaan met jou handel. Nou dit klink vreeslik liefdeloos, maar jy moet verstaan waaroor dit gaan. Dit gaan oor 'n doodganery hierso. En as jy nie dit besef nie, dan kan jy doodgaan. Dit beteken finaal doodgaan. Ons praat nie van die aardse tentwoning, die ou liggaam wat doodgaan nie. Ons praat oor 'n ewige dood. En dis wat Vader sê. Hy sê dit. Hierdie kwessie van lei ons nie in versoeking nie, het te maak met 'n doodganery. En jy moet dit so sê. Jy moet onthou dat as jou voet wankel, die wraak kom by toe. Nou, jy sien, ons het uitgeroep, ons het gesê, vergewe my skuld. Onthou jy, vergewe my skuld, soos ek my skuldenaar vergewe. En ons het daaroor gepraat, en ons roem somtyds hierin, maar wat is die kwessie rondom vergifnis? Wanneer jy jou hele wese aangebied het, en jy in jou hart 100% seker is, dat Vader het jou hierdie skuld kwytgeskeld, jy skoon, dis afgehandel, daar's nie meer 'n muur tussen jou en die Elohim nie, dan sê hy hierdie ding. En lei ons nie in versoeking nie. Oftewel, toets my nie bo my vermoë nie. Want dit beteken inderdaad, dat sou jy binne hierdie skoon toestand kies om jou voet te laat wankel, moet jy weet, die wraak kom om toe. Want hy het 'n onderneming aangegaan, hy sal jou sondes vergewe, hy jou skoon maak. Hy sê ek sal nooit weer daaraan dink nie. So. Nou kom hierdie kwessie van, in die Afrikaanse vertaling sê, lei ons nie in versoeking nie, maar dit is 'n geweldige, ernstige saak, want jy het nou net hier wit gewas in die bloed van die lam aangekom, net hierso. En jy weet dit, jy het die hele pad aangekom tot hier, en nou laat jy jou voet wankel. Groot moeilikheid. Jy sien, ons bid, en ons vra, en ons pleit. Ons sê, lei ons nie in 'n versoeking, of toets ons nie bo ons vermoë nie, sodat ons nie sal terugval in die sonde omstandigheid. As 'n mens so 'n wyle wil stilstaan by hierdie toestand van terugvallery, ek vra net vanaand 'n oop vraag. Wie laat jou terugval? Onthou nou, jy het alles nou gedoen in die Onse Vader gebed van vooraf. Alles staan mooi reg op hier. Jy het die vergifnis ontvang, alles is nou reg hier. Nou kom jy by hierdie. En dan kom jy terugvallery. Ek wonder of ons regtig bewus is van hoe geweldig dit is om die aksie van sy majesteit in die wind te slaan. Ons wonder.
sien, hiermee word nie gesê dat die Elohim enige iemand tot sonde lei nie. Jy kan nooit sê, dis wat ons van die begin af gesê het, as hy sê, lei ons nie in versoeking, dan beteken dit nie by implikasie, dat sy majesteit vind dit aangenaam en genotvol om jou in sonde in te lei nie. Dit is nie wat hier aangaan nie. So ons moet ernstig kyk, wat is die bedoeling hier so, en of ons regtig in 'n posisie is om oor hierdie saak te kan bid, ten opsigte van lei ons nie in versoeking nie. En sien, ons word oorgelaat aan hierdie wonderlike vermoë van ons soewereine keusepersone. En ek wil vir u daaraan herinner, en dat die Adam in die tuin was 'n soewereine keusepersoon. En jy moet sien, wat het hy gedoen? Vader het hom nie in versoeking gelei nie. Hy het die versoeking gekies. Nadat hy in volkomenheid geskape was, nadat hy opgerig is, nadat hy oor die werke van die Elohim se hande aangestel was, kies hy teen dit. So hy kies om sy voet te laat wankel teenoor die Elohim. Dis presies dieselfde. Dit hou mos nie op nie. Wanneer Adam in hierdie verheerlikte toestand is en hy kies om sy voet te laat wankel, dan is daar wraak, daar is vergelding. Wat was dit gewees? Buite die paradys. Nou sê nou net vanaand vir my, as Vader jou nou al die pad gebring het, en jou gekoester het, en jou gereinig het, en jy die saak met hom uitgemaak, en hy dit heeltemal tersyde gestel, en dis weg, en jy kies met hierdie soewereine keusevermoë wat in jou hart is om jou voet weer te laat wankel, wat gaan hier gebeur? Wat? Die wraak en die vergelding van die Elohim. En daarom sê hy, moenie dit doen nie. Moenie in die vorige toestand terugval nie. Dis wat hy sê. Maak dit sin vir u? Kom ons kyk so 'n bietjie verder. Jy weet, Vader laat ons nie oor aan ons eie keuses en besluite nie. Hy's gedurig besig om jou aan te praat en met 'n vinger vir jou te wys. Hy laat jou nie oor aan jou keuses nie. Selfs nie eens Adam nie. Vir Adam na die boom toe gevat in die middel van die tuin. Ons weet nou al wie is die boom. Dis die Satan self, Hallel is sy naam. En Vader sê vir hom, sien jou. Ja. Jy mag met hom geen gemeenskap hê nie. Los nou die appelbedryf uit. Daar was nooit 'n appeletery nie. Jy mag met hom geen gemeenskap hê nie. Geen. Want as jy dit doen, sal jy sekerlik sterwe. So hy was volledig ingelig oor hierdie toestand, nie waar nie. Nou kom ons kyk nou na die Onse Vader gebed. So moet julle dan bid. En dan begin hy, en hy lig ons toe, volkome. Of het jy dit nie so ervaar nie? Hy lig ons volkome toe. En dan kom by hierdie wonderlike ene, en hy sê vir ons, julle moet so bid. Vergewe ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. Nou laat ons nie oor aan ons eie keuses nie. Maar kom ons kyk so 'n bietjie wat sê Psalm 19 vers 14. Koning Dawid is hier aan die woord. Hy praat van homself hierso, dis vir my so mooi. Hy sê, hou u knegt ook terug. Hou u knegt ook terug van moedswillige sondes. Hou u knegt ook terug
van moedswillige sondes. En laat dit nie oor my heers nie. Hoor jy? En dan sal ek onbestraflik wees. Dan sal ek onbestraflik wees. U hoor nie wat hy aangaan nie. Koning Dawid sê, hou u knegg ook terug van moedswillige sondes. Met ander woorde, die soewereine keuse-autoriteit wat ek het, maak ek ondergeskik aan die superautoriteit van die Elohim. Ek gebruik nie my eie soewereiniteit om my voet te laat wankel nie. Ek is diep afhanklik en ek bly in die skaduwee van die Allerhoogste. En dan bid ons soos koning Dawid, laat dit nie oor my heers nie. Wat? Moedswillige sondes. Nou kom ons staan nou net so 'n bietjie stil by 'n moedswillige sonde. Wat is 'n moedswillige sonde? Maar ek kan dadelik in 'n klompie van hulle ding. Maar hier kom enetjie. As Vader jou benat met sy gees, en jy kom tot bekering, jy weet jy's aangeraak. En jy verhard jou hart. Dis 'n moedswillige sonde. Wanneer Vader jou geroep het tot dienswerk, en jy verhard jou hart, dis 'n moedswillige sonde. Wanneer Vader jou rein gewas het in die bloed van die lam, en jy val terug, dis 'n moedswilligheid. En wat gaan gebeur met so 'n moedswilligheid? Jy sal nie onbestraflik wees nie. Jy sal bestraflik wees. Want Deuteronomium 32 sê, die wraak kom my toe en die vergelding op die tyd as die voet sal wankel. Sien jy? Nou, versoekings. Versoekings wat gesien word en geïdentifiseer word en dan daarteen gebid word. Ek dink nie 'n mens hoef wyd uit te wy oor hierdie nie. Elkeen van ons, soos wat jy vanaand hier sit, is baie bewus van jou swak plek in jou lewe. Diep, diep bewus daarvan. Nie waar nie? Maar die Elohim weet ook. Okay. Maar hoor nou mooi. Dit moet geïdentifiseer word. En jy moet hierdie versoeking vat, wat jy ken, en jy sit hom daar neer, en jy bid teen hierdie. En jy sê vir Vader, hierdie ding, lei my in die versoeking. En dan vat die koning Dawid se Psalm 19 by. En dan sê jy hom so, hou u knegg terug van hierdie moedswillige sonde. Kan jy sien hoe kosbaar is dit? Nou, jy sien dit bring jou in doodsgevaar. As ons gaan kyk na Genesis 2 verse 17. As ons nie hierdie versoekings wat ons hier opgerig het nie, Vader het dit nie hier opgerig nie, hierdie versoeking bedryf is nie Vader nie. Om homself daar gebou. Die professor van die duisternis kon jy dalk bygestaan het daarin. Maar jy die versoeking self opgerig. En Genesis 2 vers 17, kom ons lees net met mekaar gou daar saam. Genesis 2 vers 17. Dis 'n moeilike een hier, maar moet vir hom mooi uitluister.
maar van die boom, van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, van die dag, as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Ons het dit vroeër met jy gehanteer. Jy moet onthou, in die dag, as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Met ander woorde, op die tyd, dat jy jou voet laat wankel. Dit gaan nie oor die Elohim, wat jou in versoeking lei nie. Dit is die goed wat jy lank al gedoen het. Daar die versoekings. Jy ken hom by sy naam. Kom nou, nie so skynheilig wees nie. Jy weet nou ons waarvan ek praat. Nie waar? Jy moet hom identifiseer. En in hierdie teks, hierdie, lei my nie versoeking nie. Ondersteun my. Hou iets net weg van hierdie moedswillige sonde. Maak jy sin? Ja. Daar is hy. Jy sien, gedagtig aan die val van Adam, hierin, en hierdie, die ontsaglike verwoesting, wat het tot gevolg gehad het. Die feit dat Adam sy voet laat wankel het. Vader het hom nie in versoeking gelei nie. Hy het hom dan toegelig oor die hele besigheid. Maar dit het geweldige katastrofiese nagevolge gehad vir die nageslag tot vanaand toe hier waar ons sit. Daai voet het so gewankel. En hierdie verwoesting het aangehou oor duisende jare, millennia lank, het hierdie verwoesting aangehou en aangehou en aangehou. Hoekom? Weet jy geliefdes, Vader sê, as ons tot hom bekeer, moet ons met ons hele hart, hele verstand, hele siel, al ons krag tot hom bekeer. Anders is dit nie 'n bekering. Sê jy doen so 'n halwe dingetjie, so 30% bekeringkie, en jy hou jou agterdeur oop. Want die moet wel gesond is, hulle is horinggaaf. Maar jy kan nie so met die Elohim omgaan nie. En dit is die raamwerk waarvan ons praat. Jy kan nie vir Vader sê, hy het my verkeerd leer bid nie. Hy het sê, en lei my nie in die versoeking nie. Maar ek het jou nog nooit in versoeking gelei nie. Ek het jou toegelig oor die goed wat jou sal laat struikel. En ek het jou gesê, die wraak en die vergelding kom my toe. Op die tyd, dat jy jou voet laat wankel. Nou, maar waarom is hom so vir ons gegee? Kom ons laat dit dan. Wat hier belangrik is die volgende. Psalm 19, wat ons nou gehanteer het, is inderdaad die gebed. Maar hierdie psalm bevat 2 dele. Net vir die wys. Die eerste is 'n doktrine, en vanaf verse 1 tot 7, van 1 tot 7, leer ons van die Elohim, en die skepping, die natuur wat rondom is. Die tweede is boetvaardigheid. Mooi luister. Onthou, die eerste ene is 'n doktrine. Die tweede is, daar is boetvaardigheid. Vanaf vers 8 tot 12 is daar boetvaardigheid. En vanaf hierdie versies, of van vers 8, leer ons. Ons leer 'n baie belangrike ding. Ons leer ons dat beloning en 'n suksesvolle volgelingstatus word verkry in die hou van die wet van die Elohim. Nou, hier is die antwoord. Om te sê, lei my nie in die versoeking nie. Dis mos maklik. Saak afgehandel. Maar dis nie wat dit beteken nie. Dit beteken suksesvolle volgelingskap lê daarin
dat jy die stem van die Almagtige hoor en met groot ywerige gehoorsaamheid sy gebooie onderhou. Kom ons kyk. Was hierdie 'n gebod? Die boom wat in die middel van die tuin staan, mag jy nie van eet nie. Was dit 'n gebod? Tuurlik was dit 'n gebod. En die oomblik toe hy die gebod verbreek, toe is hy nie meer 'n getroue volgeling van die woord van Elohim. Nou wanneer ons praat oor hierdie kwessie van lei ons nie in versoeking nie, dan moet ons nou mos dadelik daaraan dink. Is ons waarlik en opreg getroue volgelinge van die gebooie van Elohim? Is soms daar. Sukkel met hierdie een. Die boetvaardigheid tot en met die 12de versie. Psalm 19 vers 8. Die wet van Elohim is volmaak. Dit verkoop die siel. Nou onthou nou, waarom moet ons bid, lei ons nie in versoeking nie? Maar Psalm 19 vers 8 gee vir ons die oplossing. Wanneer ons skoon gewas is, rein gewas is in die bloed van die lam, dan sê vers 8 vir ons, die wet van Elohim is volmaak, dit verkoop die siel. Dis die antwoord. Is dit nie? Dis die antwoord. Die wet van die Elohim is volmaak. By die nakoming van die wet is jy besig om deel te neem aan 'n volmaaktheid. En daardeur word jou siel verkoop. Jy word nie in versoeking gelei nie. Kom ons praat verder. Die getuienis van Elohim is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Geliefdes, weet jy, sonder 'n stem, sonder dokumente, vertel die hemele ons van die Elohim. Het jy al ooit die skepping gehoor praat? In die hemele, die glansrykheid. Hy draak nie 'n dokument hier aan nie. Hy sê, as jy na my kyk, en jy my sien, sê die skepper, die Elohim het my geskep. Maar hoekom wil ek dit inbring? Die getuienis van die skepping vertel van die Elohim, van sy majesteit, van sy omnipotentheid, sy grasie en sy heerlikheid. Is jy by? Stem jy saam met my? Maar Adam doen dit nie. Adam doen dit nie. Die hele skepping getuig van die omnipotentheid. Dit beteken die vrymag, die almag van die Elohim. Van sy grasie, van sy heerlikheid en sy majesteit. Skepping getuig daarvan. Behalwe Adam. Nou, en lei ons nie in versoeking nie. Pas nou nie lekker hier in nie, nee. Wat sê ons? Ons sê, die hemele en die skepping op aarde, wesens uitgesluit, is predikers wat die onveranderbaarheid van die Elohim proklameer, elke dag, elke nag. Dit hou nou al vir millennia so aan. Die skepping hier buite proklameer, die Elohim verander nie, hy verander nie, hy verander nie. Die grond, die wolke, die lig, die son, die sterre, die wind, alles sê,
Die Elohim verander nie. Behalwe Adam. Hy korkot 'n wind van verandering wat die deurwaai. Maar lei ons nie aan versoeking nie. Nou ja, ek sal seker nou ook oor hierdie enetjie aangevat word, maar hoe getuig die son? Kom ons kyk 'n bietjie. Hoe getuig die son van die onveranderlikheid van die Elohim? Hoe? Sy strale bereik die aarde. Nou hulle het hom gemeet, die manne met die dik brille en die wit jaste. Hulle sê, die son is horingver van die aarde af. Maar, dit vat sy straal. 8 minute en 12 sekondes om die aarde te bereik. So sê hy. Nou, hierdie getuienis, as hierdie getuienis nie genoeg vir die Adam is, 'n getuienis wat sê die Elohim is onveranderlik, wat 'n soort getuienis wil hy dan nog hê? Wat er? En is dit nie genoeg rede vir die Adam om die Elohim te gehoorsaam? Is dit nie genoeg rede? Weet jy, geliefdes, ons bid die Onse Vader gebed en ons sê, lei my nie in die versoeking nie. Maar gaan kyk 'n bietjie na wat maak die skepping hier buite. Elke dag getuig hulle van die Elohim. Maar ek moet hier vra, lei my tog asseblief nie in versoeking. Maar sit die Adam tussen die makro en die mikrokosmos. Sit hom daar. Hy kyk op na die makrokosmos en hy snak na sy asem. Dan vat hy sy mikroskoop en dan kyk hy hier af binne in die mikrokosmos. Dan snak hy na sy asem. Maar Vader sit hom tussen hierdie twee, dat hy kan opkyk na sy onveranderlikheid en afkyk na sy onveranderlikheid, maar wragtig sy voet wankel. Hoe? En dan word hy geleer, lei my nie in versoeking nie. Wanneer het Vader in sy pad uitgegaan om jou, vir my, vir enige alle mense oor die tye wat verheen is, in versoeking te lei? Wanneer het hy dit gedoen? Het u getuig dat Vader u in versoeking gelei het? Nou, as hy dit nie gedoen het, hoekom wankel ons voete dan? Nou, weet jy, dit is nou altyd so verstommend. Ons het vanaand 'n Bybel hier in ons hand, en hy is in ons taal geskrywe. As ons so kyk, dan verstaan ons wat daar geskrywe staan. Nie waar? Dit is Vader se manier om direk met jou te praat uit sy hart uit. Hy beduie vir jou mooi hoe hy voel oor hierdie aangeleentheid. Dus, toets my nie bo my vermoëns nie, is reeds gedoen. Want die hele skepping fungeer binne die vermoë van die Elohim. En die Adam ook. Afhangende van sy persoonlike posisie. As jy byvoorbeeld fungeer saam en in harmonie is met die skepping, binne in die glorieryke onveranderlikheid van die Elohim, dan hoor ek koning Dawid sê in Psalm 8, wie is die Adam, dat u hom aangestel het oor die werke van die hand? Nou vra ek weer vanaand vir u, waarom sal die Elohim sê, nadat hy hierdie wonderlikhede geskape het, lei my nie in versoeking nie?
Ai geliefdes. Die Adam se uittrappery. Of kom ons noem dit dan sommer vanaand oor die tou trap. Dis mos nou 'n ding wat almal ken hierdie. Nie waar nie? Ekskuus. Ek bedoel nou nie so nie. Sy het oor die tou getrap. Ons weet dit vanaand, hy het oor die tou getrap. En dit kan as volg uiteengesit word. Ek wil 4 puntjies noem, dan kyk jy nou mooi hoe hierdie dingetjie aan mekaar gesteek het. 'n tou oor die tou trappery. Begin waar? 'n gedagte. 'n voet laat wankel. Begin by 'n gedagte. Dis nie die Elohim nie. Maar 'n gedagte het ook 'n sterk verbeelding nodig. En jy al gehoor iemand sê vir iemand, jong, jy's verbeeldingloos. Ja, die glimlag, jy ken hom nie. Maar die Adam is nie verbeeldingloos nie. So hy kry 'n gedagte, sy verbeelding gryp hom, en die volgende stap is, hy begin oor die gedagte fantaseer. Reg? Hoor nou. En die 4de puntjie is, jou siel, wat die beheersentrum van jou liggaam is. Hy wil dat jy hierdie ding nou doen. So waar was die Elohim nou betrokke? Waar was hy betrokke? Dus, welis word in die gedagte gebore. En hiermee word die verbeelding geactiveer. Die 3de stadium is om nou te fantaseer. En die 4de is die daad. Weet jy hoekom? Omdat dit 'n wilsbesluit is vanuit die soewereine keusepersoon wat jy is. En waar was die Elohim betrokke? Hoe? Jakobus 1 verse 12 tot 15. Kom ons blaai gou soontoe. Jakobus 1 Jakobus 1 verse 12 tot 15. Salig is die man wat versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat sy majesteit beloof het aan die wat hom lief het. Hoor jy hom? Die sit hy nou hier agter by Jakobus. Hy vat hom mooi raak. Vers 13, laat niemand, as hy in die versoeking kom, sê, ek word deur Elohim versoek nie. Nou, iewers is nou 'n foutjie, nie waar nie? Want Elohim kan deur die kwaad nie versoek word nie. En self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Hoor jy mooi? Lang storie om by hierdie aan te kom. En daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit die sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Dat is in 'n neutedopie. So ons
ons moet ernstig gaan kyk. Ek skiet nie die vertalers af nie. Ek sê net vanaand dat ons moet ernstig gaan kyk hierna. Dis 'n beskuldiging. Hoekom sal Yeshua sê, so moet julle bid? Lei ons nie in versoeking, terwyl hy ons nooit in versoeking lei nie. Wat is dit wat daar gesê word? As ek dit nou maar in my eenvoud kan sê vanaand, dan gaan ek dit so sê. Soos wat koning Dawid gesê het. Hou u knegt terug van moedswillige sondes. Nee. Ja. Kosbaar. Die Adam kan in die gees weggelei word om getoets te word, sonder dat hy deel word van die versoeking. Ek gaan nou mooi sê, is 'n stelling wat ek hierso maak, en hy kan dalk nou so 'n paar krekels veroorsaak, maar hoor mooi, ek gaan nou mooi lees. Die Adam kan in die gees weggelei word om getoets te word, sonder dat hy deel word van die versoeking. Hoor jy mooi? So jy kan deur die gees weggelei word om getoets te word teen hierdie dinge, sonder dat jy deel word van hierdie versoeking. Ek dink ons beleef 'n ligleegte nog hier, of 'n vakuum. So Vader kan jou in die gees die kant te vat en vir jou wys, hoe lyk die goed? Hy doen dit dan van begin af. Hy het dit met Adam gedoen. Hy gaan nooit ophou om dit te doen nie. So hy lei jou in die gees. Hy wys vir jou, sien jy die ding? Daar's hy. So hy toets jou deur jou in die gees te begelei, om dit te sien, maar hy maak jou nie deel van die versoeking nie. Lees weer Jakobus 1, vanaf 12 tot 15. Hy is baie kosbaar. Nou, Matteus 4 vers 1. Beduie die ding. Die stelling wat ons maak, hy lei jou deur die gees, kan hy jou weglei om getoets te word. Nou kom ons kyk net 'n bietjie. Ons het 'n praktiese voorbeeld in die skrif. Matteus 4 vers 1. Toe is Yeshua deur die gees weggelei die woestyn in om getoets te word. Dis mos presies wat die stelling sê. Maar Yeshua het al hierdie dinge gesien, waargeneem, maar het nooit deel geword van die versoeking nie. So wat ons nou sê is, ons moet ons geesposisie terug ontvang. Hierdie kosbaarheid, hierdie ruach, hierdie asem van die lewe wat die Elohim in ons ingeblaas het, hierdie goddelike vermoë om die versoeking te kan sien, dit te kan identifiseer, dit te kan evalueer, die impak en die verskriklikhede daarvan te kan sien en waarneem, sonder om deel te word daarvan. Kom ons stap aan. Om toe te gee aan die versoeking beteken eenvoudig om die hele oorgawe proses te omhels en dit in 'n fisiese daad te omskep. As jy toegee aan die versoeking, dan omhels jy mos daardie versoeking, nie waar nie? En wat sê Jakobus? Ons word weggesleep deur ons eie begeerlikhede. So die Elohim bring jou van aangesig tot aangesig, natuurlik, met hierdie versoeking. Maar jy het bely, ek is Adam. Het jy nie so gesê? Ja. En ek het my bekeer tot die Elohim.
Dis ook gesê. Dit is wonderlike goed hierdie om te sê, maar wat gebeur nou hier? Jy word binne in hierdie staat, word jy blootgestel aan hierdie goed, elke dag van jou lewe. Nie waar nie. Elke dag van jou lewe word jy blootgestel aan. Maar jy hoef nie deel te word van die versoeking. Want die natuur en die skepping hier buite sê die Elohim is onveranderlik. Jy het nie nodig om deel te word van daardie versoeking nie. Jy sien die handeling van Yeshua voor hy die evangelie van die koninkryk kon begin verkondig, was om in 'n tweegeveg met die Satan gewikkeld te raak. Hoor mooi. Voor hy die evangelie kon gaan verkondig. Onthou hy is gedoop, deur die water gekom, word hy weggelei om getoets te word in die gees, hy word in die gees weggelei, hy het alles geslaag. Maar hy moes in 'n tweegeveg met die Satan gaan. Anders kan hy nie die koninkryks evangelie verkondig. Hy moet hierdie een slaag. Nou vra ek net vanaand 'n sagte vraag. Sagte vraag. Vader se gees raak aan ons. Ons kom tot bekering. Ons het die wonderlikste ervarings. Daar is hartstog en passie gebore, daar trane. Ek meen, dit is 'n volmaakte oomblik vir elkeen van ons, nie waar nie? Goed so. Dan lei die Gees jou om jou te toets of dit wat jy sopas ontvang het, hier wat die hoogste goed is van die koninkryk, van die hemel, die geesgoed van die Elohim met jou besitting geword. En dan lei jy weg om getoets te word. En wat maak jy met daai toetsbesigheid? Slaag jy? Dit is die vraag. Sien, Yeshua se voorbeeld is magnifiek, my boetie, my sis. Ons moet vanaand vir jou sê dat die meester sê hy het geen gedagte oor die Satan nie. Ons het gesê, dis eers 'n gedagte wat ontstaan. Reg? Dan roei jy met hom so in jou verbeeldingswêreld. Reg? En so meer. Maar Yeshua, in die tyd in sy toetsing, het hy nie die Satan in gedagte gehad nie. Gaan lees dit. Gaan lees dit. Hy het nie 'n sterk verbeelding hierin geaktiveer nie. Messia het nie gefantaseer oor hierdie ding. Hierdie is lekker, hoor. Hierdie is lekker. Vat hom op 'n hoë berg, toon hom al die koninkryke van die aarde en rykdomme, roer hom aan, nee. Ons sal lekker val daar. Wat hy kan doen met 1 miljoen. Nie waar nie. Hy gaan lekker val daar. Lekker. Maar Yeshua het hom nie in gedagte nie. Hy sien dit, hy hoor dit, maar dis glad nie in sy gedagte nie. Hy laat dit nie toe nie. En die ding kan gesê word dat ek is nie Yeshua nie. Ek is maar net 'n mens. Hoe sê die blond? Hallo, kan ek verduidelik? Wie is Adam? Wie is die Adam dat hy hom aangestel het oor die werke van u hande? Sê nooit weer, ek is maar net 'n mens wat foute maak en
Ek is maar net 'n mens wat kortsigtig is en al daai hou op. Want in die teenwoordigheid, in die warmte, in die dampkring van die krag van sy gees, is jy mos in hierdie volmaakte posisie, of nie? Nou, dis 'n lang storie hierdie, nie waar nie? Sy intellek en sy wil was in harmonie met die Elohim. En ek kan vir u geen beter antwoord gee vanaand vir hierdie enetjie en lei ons nie versoeking nie. Lei ons nie versoeking nie, hy gaan so. Ek is in volmaakte harmonie met die Elohim. Ek is in volmaakte harmonie met die Elohim. En hy lei my nie in die versoeking. Hy toets my, wys my die boom, ensovoorts. Maar ek val nie vir daai versoeking. Hoekom? Ek kan nie van hom af wegbreek nie. Nooit weer in my lewe nie. Jakobus 4 vers 7. Hier kom hy. Onderwerp julle aan Elohim, weerstaan die Satan, en hy sal van julle af wegvlug. Kan ek hom weer lees? Onderwerp julle aan Elohim, dis die heel eerste ding wat hy sê. Weer dieselfde ding. Onderwerp julle aan die Elohim. En wat dan? En weerstaan die Satan. Weerstaan hom. Hoe weerstaan jy hom? Hy is elke dag met jou besig, is dit nie? Hy roer ons elke dag. Maar weerstaan hom. En hy sal van jou af wegvlug. Nou, watter opsig is die koning van die konings hier betrokken? Die wegvlug van die Satan gaan ek gou vir u verduidelik. Die laaste paar minute, ek gaan gou vir u wys. Die wegvlug van die Satan. Hoe vlug hy weg? Wanneer vlug hy weg? Punt 1. Volmaakte gehoorsaamheid aan die Elohim. Jy, wanneer jy en ek in volmaakte gehoorsaamheid aan die Elohim gaan, vat hy pad. Hy is weg. Hy kan nie funksioneer binne daardie omgewing nie. Soos in glad nie. Dis 1. 2. Buig sonder ophou ten opsig van die besluite van die Elohim. Moenie ongemaklik voel oor die besluite van die Elohim nie. Buig voor die besluite van die Elohim oor jou lewe. En die derde enetjie is, so kan die Satan jou nie oorwin nie. Sterk soos hy is, sal Yeshua hom nooit toestemming gee om die wat aanhou om te weerstaan te oorwin nie. Sal hom nie toestemming gee. Het jy geweet dat hy geen mag het om die wil van Adam te manipuleer nie? Het jy geweet? Hy het geen mag om die wil van Adam te manipuleer nie. Geen mag nie. Jy het nie gehoor wat sê? Adam kan die versoeking kies of die versoeking teestaan. Maar die Satan het geen mag gekry. Geen. Hy het geen mag gekry om die wil van die Adam te manipuleer. Nie goed om te hoor nie. Nou lyk so. Nou, hy het geen mag gekry. Nou,
In die naam van Yeshua weerstaan ons die Satan. Dit beteken dat die Satan moet vlug. Want wanneer die naam van die Almagtige oor my lip uitgaan en dit brand uit my hart, moet hy vlug. Hy het geen keus. Hy moet vlug. Die rede hoekom hy moet vlug is, hy is dan verslaan by Golgotha. Het jy dit geweet? Nou as hy verslaan is by Golgotha, en ons is gewas in die bloed van die lam, op watter manier moet Vader ons nou nie in die versoeking lei nie? Alles is dan pragtig in plek gesit. Ek moet dus my voete weerhou van wat? Van die versoekings. Ek maak 'n stelling vanaand, die tweede een. Die Elohim sal jou vooraf voorberei om getoets te word. Kom nou, sê by my. Ons het almal goed aangejaag wat ons nooit ooit moes aangejaag het nie. Nie waar nie? Ja. Maar voor ons daarmee begin het daar 'n stemmetjie geskreeu. Nee! Onthou jy? Onthou jy? Nee. Jy weet mos, as jy die kant toe gaan, jy is op pad soontoe, daai stemmetjie sê, hey, dit is moeilikheid. Moenie. En dan sê jy nog vir my, die Elohim praat nie met jou. Ja, kosbaar. Hoor nou. Jy word geroep tot inkeer. Jy word gedoop. Jy word ontvang in die koninkryk. Jy word 'n burger van sy koninkryk. Jy word die krag van sy naam deelagtig. Al hierdie ding. En dan word jy getoets. Het jy 'n keuse gemaak? Die toets gaan daaroor, het jy nou 'n keuse gemaak? Kan jy nou hierdie versoekings in die oë kyk en is nie in jou kop nie? Dit kom sit nie in jou hart nie. Jy fantaseer nie daaroor nie. Is jy nou daar? Is jy? En dit is hier waar die Adam sy erfporsie weghoereer. Net hierso. Jy weet geliefdes, ons is met 'n groot lieg besig. Ons sê, ons het ons tot die Elohim bekeer. Ons sê so. Is dit so? Die manne vertel my, hulle vat 'n man. Die Eskom manne sal my kan help hierso. Hulle vat 'n man met 'n chopper, dan sit hulle hom bo op die 88.000. Daar loop baie poeier daar binne. Dan word dit deel van daai stroom. Hy moet net nie aard nie. Sy aard is hy minder as 'n dampie. Maar hy word deel van daai 88.000. Dit is 'n ongelooflike ding. Ek weet nie wat gebeur met hom nie, maar hulle doen dit. En hoor nou, wanneer jy terugkeer binne in die dampkring van sy heerlikheid, dan word jy ook deel van sy majesteit, sy krag en sy heerlikheid. Dit vernietig jou nie. Maar die oomblik as jy aan die versoeking raak, dan aard jy. Dan gebeur die goed wat nie moet gebeur. Die Elohim sê nie, hy sal ons in die versoeking lei nie. Hy sê nie so. Hy bedoel, ek sal jou voorberei in my gees en in my majesteit. Dat wanneer jy die versoeking sien, jy die versoeking sal hanteer soos ek. Dis ook kosbaar.
Die moets en die moenies en al die wette word gekanselleer deur losbandigheid. Hoor jy wat ek vanaand sê? Al die mooi goed wat Vader vir ons gee, om te mag hê, word vernietig deur losbandigheid. En losbandigheid het 'n baie wye begrip. Maar ons moet gaan kyk na ons gebedslewe, want ons sê, Yeshua sê, julle ontvang nie, want julle bid verkeerd. En wat het hy bedoel? daarmee? Geliefdes, die roep is nie, lei my in versoeking alleen nie, maar dankie dat ek nou weet, dat omdat ek deur u voorberei is, ek deur u Gees gelei word, om nie deel te word van die versoeking. Maak dit 'n passie in jou hart om dit te verstaan. Wanneer die vertalers bedoel en lei ons nie in versoeking nie, dink ek was dit maar om iets by te voeg of iets te sê om die ding in ritme te hou. Maar soos wat jy vanaand gehoor het, dat die Elohim gaan nie nooit in versoeking lei nie. Nooit. Wat hy wel gaan doen is, hy gaan jou voorberei om die versoeking te kan weerstaan. Verstaan jy dit? Jy moet dit gaan werk. Nou, is die wysheid van die Gees tot my beskikking? Is die wysheid van die Gees van Elohim tot my beskikking? As dit so is, vrees nie die versoeking. Kyk die versoeking in die oog, maar heers daaroor deur die krag van sy Gees.